krag van God in ons pyn. Ek verstaan dat hierdie 'n ongelooflike groot onderwerp is. So ek wil vanoggend dit probeer vat van een hoek na 'n ander hoek. En ek wil hier my geleentheid gee, dankie. Geleentheid gee om my toe te laat om dalk nie perfek te wees met die aanbieding nie, want dit is 'n onderwerp, ek dink wat 'n mens nie ligweg kan doen nie, maar ek wil met u praat oor waar kom lyding en pyn vandaan en hoe dit in ons lewens opereer. Boosheid is in ons, is rondom ons, ekskuus tog. Is rondom ons. Nou, ek wil die verhaal vertel van Charles Templeton. Daar was 'n groot beweging paar jaar terug en is nog steeds daar, dit is Youth for Christ. Youth for Christ het twee spesifieke baie bekende sprekers gehad, van die wêreld se beste spreker. Een van hulle was Billy Graham. Billy Graham was op daai stadium in die 1950s was hy nog nie so bekend nie. Maar hulle eerste of voorste, beste, mees begaafde spreker, absolute intellektuele, dinamiese en 'n persoon wat emosioneel met mense kon connect, was die man met die naam van Charles Templeton. En onder sy bediening het daar ongelooflik baie jong mense reg oor die wêreld by die Here uitgekom. Incredible move van God. Maar Charles Templeton het 'n probleem ontwikkel in sy lewe wat Graham nie gehad het nie. En dit is, Templeton het die woord van God begin twyfel en bevraagteken. En doubt het in sy hart begin oorneem. En uiteindelik het Charles Templeton, een van die mees begaafde sprekers, het hy agnosticis geword. En hy het die boek uiteindelik geskrywe, Farewell to God. En aan die einde van sy lewe het hulle hom gevra, voor hy sterf, wat van Jesus? Toe het hy net die volgende woorde gesê, I miss him. En dit het alles begin in sy lewe toe hy wetenskap begin studeer het en navors het, en hy het begin twyfel of Genesis regtig waar kan wees. En hy het gedink dit sal dalk help as hy na 'n liberale teologiese college toe gaan, maar dit het hom nog net meer die mekaar gemaak. Die strooi wat die kameel se rug gebreek het in sy lewe, was toe hy 'n foto sien van 'n vrou wat in Noord-Afrika in 'n droogte haar dooie kind in haar hande optel en opkyk en die pyn in daai vrou se oë toe hy dit sien. Templeton het al die hartseer, die pyn van daai moeder op haar gesig ervaar en self by hom gedink. Waarom kon 'n liefdevolle God nie reën stuur nie? Waarom het hy haar nie ontmoet op die punt van haar nood nie? En hy het gesê hy kon dit nie versoen nie en hy het van God afskeid geneem. Het jy geweet dat wanneer mense dink aan die kwessie van pyn, van lyding en hartseer en boosheid in die wêreld, sommige tot die gevolgtrekking kom dat daar nie 'n God moet wees nie. Omdat hulle soveel pyn, soveel lyding, soveel boosheid sien. Sommige kom tot daai gevolgtrekking, maar ons almal moet worstel met hierdie kwessie in ons lewens. Van 'n goeie God, terwyl ons leef in boosheid, pyn en lyding.
En vanoggend wil ek vir julle sê dat ek nie al die antwoorde het oor hierdie onderwerp nie, maar ek wil so na as moontlik bly aan die skriftuurlike oplossing. Soos ek dit verstaan. Die vraag word eintlik al duisende jare lank gevra deur baie slimmer mense as ek. Maar ek moet sê, ek self het oor hierdie vraag baie geworstel vandat ek jonk is. Toe ek op Bybelskool is, het ek gedink ek het al die antwoorde, want ek het met al die teoloë en al die filosowe gepraat en geworstel oor hierdie onderwerp. Maar wanneer dit by daai vraag kom, moet ons almal terugstaan en erken dat dit 'n moeilike een is en daar geen maklike antwoorde is nie. Ons lees van die Holocaust, 6 miljoen Jode wat in 'n gasoonde uitgewis is. Die meeste van ons ken egter nie een van hulle nie. En soos een man gesê het, wanneer een persoon 'n traumatiese dood sterf, is dit traumaties. Maar wanneer 1000 mense sterf, is dit 'n statistiek. Want dit is net te groot vir ons om dit te begryp. Maar wanneer dit ons persoonlik tref, wanneer tragedie jou persoonlik tref, of ons geliefdes, dan is dit 'n ander spel. En so wanneer tragedie ons tref, verander dit die narratief. Ek dink ons almal het al die vraag gevra, hoe kan 'n goeie God soveel lyding toelaat? Jesus self het egter in Johannes 16:33 die volgende gesê: Ek het vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Die Griekse woord vir verdrukking is klepsis, wat druk, lyding, angs, benoudheid, smarte, beproewing beteken. Klepsis. En dit is wat jy in hierdie wêreld het. Nou Jesus het dit duidelik gemaak dat Jesus het klepsis ervaar. Jesus self, benoudheid, die Bybel sê, hy was 'n man van smarte en bekend met krankheid. Hy sê egter, die volgende gedeelte sê, maar, hy sê, hou goeie moed. Hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. So hoe kan ons nou die vraag van boosheid, pyn en lyding beantwoord in ons lewens? Ek wil 4 aspekte vir u gee om na te kyk, om 'n beter begrip te hê van die onderwerp. Weet net asseblief dat niemand nog ooit 'n antwoord gehad het wat almal tevrede gestel het nie. Die Bybel praat oor die misterie van ongeregtigheid. The mystery of unrighteousness. It's a mystery. Hy sê in 2 Tessalonisense 2:7 sê, want die verborgenheid, die misterie, die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Net totdat hy wat nou teehou, dis Satan, net totdat hy wat teehou uit die weg geruim is. En ek wil sê, daar is 'n misterie rondom boosheid, maar ons sal probeer om 'n beter begrip te kry soos ons hierdie vraag beantwoord. Eerste konsiderering wat ek vir u wil gee vanoggend is, boosheid impliseer dat daar 'n goeie en 'n morele wetgewer is. Boosheid impliseer
dat daar 'n goeie en morele wetgewer is. Die argument gaan by mense, hoe kon 'n goeie God soveel lyding toelaat? En dan gebruik mense hierdie antwoord, ja, maar hy's nie liefdevol nie. Hoe kan God dit toelaat? Daar kan dan nie 'n God wees nie. Hulle gebruik dit sommer net as 'n troefkaart. Hulle gebruik dit as 'n in enige trauma in hulle lewens, dan trek hulle hierdie kaart en hulle sê, hoe kan God dan dit toelaat? En net soos Charles Templeton wonder hulle hoe 'n goeie God nie ingryp nie. En ek wil vir julle sê, daar is soveel lyding en pyn. As God mense werklik liefgehad het, sou hy nie net neerdaal en hulle kom red, maar hy doen dit nie. Daarom kom hulle tot die gevolgtrekking dat daar nie 'n God moet wees nie. Laat ek die argument verder vat. So omdat God alliefdevol en almagtig is, maar die bose bestaan, hoe versoen 'n mens dit? Is baie stil vanoggend. Ek probeer klomp teologie in 'n kort tydperk aan u verduidelik, so volg my net. 'n Alliefdevolle God sou ingryp en ons red, soos 'n almagtige God sal doen. So mense wil tot die gevolgtrekking kom dat of God is nie almagtig nie, of God is nie alliefdevol nie. Maar iets belangriks om te onthou is dat, luister mense, boosheid bestaan slegs teen die agtergrond van die goeie. Boosheid bestaan slegs tot die agtergrond van die goeie. Die bose is nie iets wat op sy eie kan bestaan nie. Dit bestaan in teenstelling met iets goeds. Daar kan nie valsheid wees as daar nie 'n waarheid is nie. Amen. Dink daaraan, metaal roes. Kom ons sê roes is die bose en metaal is die goeie. As jy die roes wegneem van die metaal, sal hy aanhou bly bestaan. Ja. Maar as jy die metaal wegneem van die roes, sal die roes aanhou bly bestaan? Nee. Kwaad en boosheid kan slegs bestaan as gevolg van die goedheid van God. Dit bestaan teen die agtergrond van die goeie. Dit bestaan nie alleen nie. If God pulls his hand, it won't be there anymore. Ravi Zacharias, 'n Christelike apologeet, het 'n ongelooflike manier gehad om hierdie dinge te verduidelik. Die man het 'n paar swakhede gehad en sekere dinge het maar gebeur in sy lewe, maar hy was 'n ongelooflike agnostikus en met baie insig gepraat oor die onderwerp van lyding. En nou vroeg in hierdie man se bediening het 'n man opgestaan in een van sy klasse en gesê, hy kan nie in God glo nie want daar is net te veel boosheid in die wêreld. En Ravi het vir hom gesê, maar goed, as jy sê daar is boosheid in die wêreld, dan moet dit ook beteken dat daar goedheid is. Die man het saamgestem en gesê, ja, goed en kwaad. Ravi het gesê, okay, goed, maar as jy sê daar is boosheid, dan moet daar 'n morele wet wees wat onderskei tussen wat goed is en wat sleg is. Die jongman
is klaar in 'n hoek ingedryf. Rafi het hom gevra, sou jy nie sê, daar moet 'n standaard wees wat vir jou sê, dat iets goeds of iets boos is nie. Jongman het toegegee dat daar 'n morele wet is. En Rafi het voortgegaan, hy sê, nou as daar 'n morele wet is, beteken dit dat daar is 'n morele wetgewer. Waar kom 'n morele wet vandaan as daar nie 'n morele wetgewer is nie? En hy het geantwoord, as daar geen God is nie, is Rafi. Hy sê as daar geen God is nie, is daar geen morele wetgewer nie. As daar geen morele wetgewer is nie, is daar geen morele wet nie. As daar geen morele wet is nie, is daar geen goed nie. En as daar geen goed is nie, is daar geen kwaad nie. Maar sien jy hoe dit werk? Kwaad bestaan slegs in die konteks van goed. Hy het met 'n ateïs eendag in 'n woordwisseling ingekom, 'n debat wat tussen goed en kwaad. En hy het die ateïs gevra, hoe onderskei jy goed en kwaad? Die ateïs sê vir hom, soos wat ek onderskei tussen groen en blou. Hy sê, hoe onderskei jy tussen groen en blou? Hy sê, ek onderskei deur sig. Hy sê, okay, nou, hoe onderskei jy dan tussen goed en kwaad? Hy antwoord, hy sê, deur gevoel. Hy sê, okay, die debatvoerder sê verder, okay, deur gevoel is interessant. So as jy tussen goed en kwaad onderskei deur gevoel, is daar mense in hierdie wêreld wat voel, dit is belangrik om hulle naaste lief te hê, en daar is mense en nasies wat voel, dit is reg om hulle naaste te eet. Watter een moet ons kies? Dit kan nie as gevolg van gevoel wees nie. Dit moet iets buite subjektiewe gevoelens wees. En dit is wat die woord van God is. En ateïste word vandag in 'n hoek gedruk. Want as daar geen God is nie, en alles is blote toeval, natural selection, survivors of the strongest, waar kom die waardestelsel dan vandaan? Tweede aspek wat ons moet consider vanoggend is, as ons sê dat God alliefdevol en almagtig is, maar boosheid nog steeds bestaan, moet ons weet ons sukkel om te dink dat hy is 'n liefdevolle en 'n magtige God. Sou hy nie reën in Noord-Afrika aanstuur in daai droogte nie, sou hy nie die Jode red in Hitler se tyd nie, sal God nie in jou eie situasie ingryp wanneer boosheid en lyding oor ons lewens kom nie. Want dit bring eintlik 'n dilemma in ons lewens. Want God is alliefdevol en hy is almagtig. Ons kan nie sê God is almagtig, maar ons sê nie hy is alliefdevol nie. Baie mense val in hierdie kategorie van twyfel. Ons dink God moet my nie lief hê as hy nie ingryp nie. En dit is nie so nie. Beide perspektiewe plaas 'n mens in 'n moeilike posisie. Want ons weet dat die boosheid bestaan. Ons weet daar is rampe, daar is verkrachtings, daar is allerlei gruwelike dade op hierdie aarde. En ons almal sien dat die bose bestaan. Ons dink vandag aan wat gebeur daar in Iran, in die oorlog wat daar uitgebreek het. En kom ons voer 'n derde aspek by. En dit is God se karakter wat ons moet verstaan. So God is
Kom ons sê, God is al liefdevol. God is almagtig. En dan derdens, God is alwys. En al bestaan die bose, wil ek vir u sê, God weet wat hy doen. Hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Nie net te sê, al liefdevol, almagtig nie, hy is alwys. Sy wysheid is soos die stille oseaan. Ons wysheid is net soos 'n teekoppie in die oseaan. En nog 'n kenmerk van God wat ons moet byvoeg in hierdie argument, is dat God is nie net alwys, al liefdevol, almagtig, maar hy is ook ewig. Hy is ewig, maar boosheid is tydelik. Van ewigheid tot ewigheid is sy God. En die bose bestaan, luister, die boosheid bestaan in tyd. Dit bestaan nie in ewigheid nie. En baie sê dan, as God werklik God was, sou hy nie die bose net afgeskaf het nie. En omdat hy dit nog nie gedoen het nie, beteken dit dat nie dat hy sal nie. Net soos om 'n mystery roman te lees, as jy halfpad is en sê, hierdie boek maak net absoluut geen sin nie. Hierdie ou kom weg met moord, met bedrieg, met lieg, maar jy moet eers wag tot jy aan die einde van die storie kom. Ons is op die oomblik in die middel van die boek. En eers op die einde maak dit sin. Aan die einde sal geregtigheid geskied. Aan die einde, luister wat sê Openbaring, wat gebeur aan die einde. 21 vers 4, en God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. Is 'n goeie punt om te sê, praise God. God sal die kwaad uit die weg ruim. Wanneer jy dink, ek wil hê, hy moet dit nou doen, moet jy tog ook oorweeg, dat as jy dit dalk in 1980 nodig gehad het, en hy dit nie toegedoen het nie, sou baie mense vandag nie die geleentheid gehad het om tot bekering te kom nie. 2 Petrus 3:9 sê, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. As God vandag met kwaad afhandel, sal mense nie 'n geleentheid hê om tot redding te kom nie. As God onmiddellik opgetree het, sou baie verlore wees. Maar die Bybel sê God het geduld. En omdat hy nog nie opgetree het nie, beteken dit nie dat hy nie gaan optree nie. Want boosheid het 'n vervaldatum. En nog 'n ding wat ons moet konsidereer wanneer ons hierdie vraag probeer beantwoord is die vraag van liefde. Die vraag van liefde, 1 Korintiërs 13:13 sê, nou bly geloof, hoop, liefde, die grootste hiervan is die liefde. Liefde is die hoogste etiek van hierdie wêreld. Dis die hoogste etiek. Jesus het gevra, wat is die grootste gebod? Hy sê met jou, jy moet
jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand, met al jou mag, met jou krag, met jou hele siel en met jou hele verstand en dan om jou naaste lief te hê soos jouself. Maar vir liefde, of kom ons sê so, vir ware liefde om te bestaan, moet daar vrye wil wees. Liefde bestaan nie sonder vrye wil nie. Want daarsonder kan daar geen liefde wees nie. Waarvan praat ek? Om God vrylik lief te hê, moet ons kan kies of ons hom wil lief hê of nie wil lief hê nie. Sonder vrye wil, as God jou geskaap het sonder vrye wil, sou dit beteken jy net 'n robot is. Daar kan nie vrye liefde wees sonder vrye wil nie. God wil hê ons moet hom vrylik, opreg en vrywillig lief hê. Jy weet, God begeer jou hart, jou liefde, jou toewyding. God dwing ons nie, hy nooi ons. Amen. As God Adam en Eva sonder vrye wil gemaak het, sou hulle nog steeds nie gesondig het nie. Want hulle kon nie sondig nie. Maar hulle kon God ook dan nie werklik lief hê nie. Moet ek aangaan? Hulle moet die opsie hê om te gehoorsaam of nie te gehoorsaam nie. Omdat enigiets anders meganies sou wees met God. Mense, vandag leef ons dus as kinders van Adam en Eva in 'n gefalle wêreld, waar mense die geleentheid gehad het om 'n vrye wil te kan maak. En daar is gevolge van vrye wil. Baie hartseer, baie verkeerde dinge, baie gevolge. En alles omdat God die mens met vrye wil wou hê. Alles daai vrye wil, al lewer daai vrye wil boosheid op, vereis ware liefde die risiko. Laaste aspek wat ons moet inbring in hierdie argument. Verstaan dinge in lig van God se uiteindelike verlossingsplan. God's got an end game. He's got an end game with you. He's got an end game with pain. He's got an end game with evil. He's got an end game with suffering. It's not happening just because of. Deur een mens, sê die Bybel, het sonde in die wêreld ingekom en dood en lyding het saam met dit ingekom. Maar vooruit kennis van God het gebring dat daar ook een mens op hierdie aarde sou kom, wat Jesus Christus is. En in hom sal bevryding, verlossing en redding vir die mens beskikbaar word. Jesus wat saam met die mensdom gelei het, is vertroud met smarte. Is bekend met krankheid en hartseer. God het hom nie van die hemel af laat roep
en die probleem probeer oplos van daarbo af nie. Hy het in die wêreld ingekom. Hy het pyn ervaar. Hy is aan 'n kruis genaal, sy bloed het gevloei, sy rug is oopgeslaan. Hy het in die tuin gesê, my Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Daai beker was die lyding, die sonde, die pyn van die verlede, van die hede en die toekoms gekonsentreer in een beker. Hy sê, laat dit by my verbygaan. Soos wat Vernon gesê het, hy het hom wat geen sonde gehad het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God. Openbaring 3 vers 8 gee vir ons 'n beeld om te help verstaan. Dit sê, daar is 'n lam wat geslag is voor die grondlegging van die wêreld. Voor die grondlegging van die wêreld is die lam alreeds geslag. Dit beteken God het geweet dat die skepping teen hom sou sondig. Maar hy het geweet, hy het 'n oplossing daarvoor. En hy het sy seun voorberei om aan 'n kruis te sterf en ons te kom verlos. Baie mense sal vra, as God dit alles geweet het, hoekom sou hy boosheid dan enigsins dan toelaat? Want hy kon selfs boosheid gebruik om jou 'n vrye wil te gee. Want hy het die volgende gesien. Hy het jou gesien as deel van sy familie. Herstel as 'n koning en 'n priester. En hy sien jou as iemand wat kies om hom lief te hê. En hy het besluit, dit is die moeite werd om sy seun daarvoor te stuur. Die lam is van die grondlegging van die wêreld afgeslag. En omdat hy toe al geweet het dat die einde die moeite werd sou wees. Kan ek 'n amen kry? Moet nooit dink dat Jesus is onbewus van jou tydelike lyding nie. Onbewus van die pyn nie. Hy verstaan pyn intiem. Hy het dit self ervaar as die seun van God. Hy het nie gesê, moenie die pyn van my weghou nie. Hy verstaan dit diep. En hy nooi jou uit om deur pyn na die einde te kyk. Om goeie moed te hou in pyn. Het is interessant dat die Vader het nie sy seun gespaar van pyn nie. Hy het uiterste lyding ervaar sodat ons uiterste redding kan verlos. Halleluja. Ja, ek verstaan dit, ek kan dink dit is 'n swaar onderwerp. Ek was 7 jaar oud, dan sing ons hierdie liedjie in die kerk. Through it all, through it all, I learned to trust in Jesus. I learned to trust it all in God. If I had never had a problem, I never know that God could solve it. En dan heel ek, through it all, ek 7 jaar oud, waardeur is ek al in my lewe, maar ek sing, through it all. Maar God gebruik lyding en pyn, selfs boosheid, wat deur onsself toegedien word vir sy groter plan van redding. In Petrus 5:10 sê, en mag die God van alle genade, selfs wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid,
in Christus Jesus. Nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Hoe suiwer die goudsmid of die silversmid sy silwer deur hitte te verhoog en onsuiverhede weg te brand. Ons hou nie daarvan nie. Die grootste, ek wil hiermee afsluit. Het jy geweet dat ons grootste getuienisse kom uit ons grootste beproewinge? Enige een kan God prys as dit goed gaan. En alles reg gaan. Maar wanneer teëspoed toeslaan en jy aanhou om God lief te hê, om hom te prys, word krag vrygestel. En dit bewerk 'n ewige gewig van heerlikheid vir jou. Want uiteindelik sal ons lyding eendag in heerlikheid opgeswelg word. Romeine 8:18 sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie eens kan opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. En daarom mense, as ons slegs op ons huidige lyding fokus, sonder om deur dit te kyk na wat God vir ons voorberei het, kan ons in wanhoop verval. But we gotta keep our eyes on Jesus. En so, ons moet kies soos wie ons wil wees in die Bybel. Daar's 2 maniere om te sterf. Jy kan sterf soos Job se vrou, of jy kan sterf soos Job. Job se vrou het gesê, vloek God en sterf. Of jy kan sterf soos Job, wat sê, though he slay me, yet will I praise him. Paulus het vir die Here gesê, Here, neem hierdie doring van my vlees. Neem dit van my weg. En die Here het hom geantwoord, 2 Korintiërs 12. Hy sê, my genade is vir jou genoeg. Paulus bid weer. Paulus bid 3 keer dat die Here dit van hom moet wegvat. Die Here se antwoord, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. God het nie Paulus se doring weggeneem nie, maar God het iets groters vir hom gegee, naamlik genade. In steede van die probleem wegneem, gee hy genade in dit. Johannes 17 sê, ek bid nie, Jesus bid aan die Vader, hy sê, ek bid nie, dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. God se krag, mense, God se krag word nie vertoon in ons sterkhede nie. Dit word vertoon in ons swakhede. Paulus sê daar, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Want dit is baie keer die krag wat ons het, wat veroorsaak, dat dit nie Christus is nie, maar dit ek is. Die wêreld sê, wees sterk en verberg jou swakhede, maar God sê, roem in jou swakhede, wees sterk in genade. Jy sien, as ons swak is, moet trotsheid gaan.
It brings humility. Kan ek 'n amen kry? Weakness brings humility. Die eie ek moet gaan en Christus word sterker in my lewe. Dit is so 5 minute oor. Weakness attracts grace. Weakness attracts grace. Ons swakhede het 'n aantrekkingskrag na God se genade. Psalm 51 sê Dawid, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, you will not despise. Ons God weerstaan die hoogmoediges, maar hy sê aan die nederiges gee hy genade. Weakness humbles us, and humbleness attracts God's grace. Ek wil vir julle sê, hierdie is powerful goed. It's powerful, want ons grootste beperkinge word God se grootste platform. Moses het 'n spraakprobleem gehad. Gideon het 'n onbekwaam gevoel. Dawid is oorgekyk. Paulus het 'n doring gehad. Maar tog het God se krag deur hulle gevloei. Amen. Ons swakheid skep ruimte vir genade. Grace runs. When you look at the prodigal son, you see where the father is. The Bible says that the father ran towards the son, his weaknesses, his exposure, his faults. But when the father saw him, he ran. It attracted the father's heart and love when he saw the condition of his son. It's grace that pursues us. While we were yet sinners, the Bible says Christ died for us. People imagine drowning in the ocean. Do you know what religion will do? It will throw you instructions. The law will throw you a law book, but grace will jump in. Jesus didn't shout from heaven, he came down. It was grace that pursued you. Amen. Wie vra om saam met te staan. Jy mag dalk swak hier ingestap het, of sterk hier ingestap het, maar eintlik aan die binnekant is jy swak. Maar familie, ek wil vir jy sê, sy genade is vir jou genoeg. Sy krag word in swakheid volbring. My genade is, luister wat sê dit, nie my genade sal wees nie, nie my genade mag wees nie, hy sê my genade is. It is already there. As jy voel jy is onder 'n geestelike aanslag, jy dra iets wat jy God gevra het om van jou weg te neem, maar hy het nie. Is hierdie oop? Is hierdie oomblik? Die oomblik van sy genade.
When you are weak, He is strong. Moenie na hom toe gaan omdat jy sterk is nie. Gaan na hom omdat jy swak is. Because a broken and a contrite heart, O God, you will not despise. Moenie te veel staat maak op jouself nie. Maar vanoggend kom ek soos ek is. En ek gee my oor aan die genade van die Here. En Here, nou lig ons hande op na U. En ons sê U krag werk deur my swakhede. U genade hardloop na my swakhede. Here, ek bid nou dat U hemele sal oopmaak oor ons en na ons sal kom. Dankie vir die verlossingsplan van Jesus. Dankie dat ons eindig saam met U. Ons kyk uit, ons kyk deur alles en ons plaas ons onder U genade vanoggend. In die naam van Jesus. Die gemeente sê amen. Amen. Here seën U.